Goeienaand gemeente. Hy is al nie, jy kan hoor. Hy is twee van hulle, ek was net nie seker wat hy is. Ons orde gaan vanaand so wees, ons gaan nou 'n fotogebed hê en dan 'n groet. En dan gaan ons na die woord luister en na die prediking. En daarna gaan ons die Here antwoord en dan is dit die dankoffers en dan die slotgebed. En dan is vanaand, as ek dit nie mis het nie, lasagna. So vir almal van ons wat nou net te niks in die eet is nie, julle kan maar lekker gaan eet, die ander van ons. Ek weet, miskien nie julle van die maalvleis tussenin uitkraal. Kom ons sit net so, dan maak ons die oortoe. Ons Hemelvader, Here, dankie dat ons kan weet, dat uit die groot genade, weet ons, is ons nie waardig om in die teenwoordigheid te verskyn nie. Maar tog het hy ons uitgenooi, toe die klokke gelei het, om na te kom luister. Here, dankie dat ons weet, dat ons nie waardig is, eers om voor die knieën te buig nie, het ons uitgenooi, te staan, en nie te lofprys. Here, waar ons eens die kinders van die genoem was, waar ons vyande was, kan ons vanaand hier staan en weet, maar ons is kinders van God. Here, baie dankie, waar ons eens die breë pad hel toe was, is ons nou op die pad na die hemel. En dankie dat dit alles moontlik is, deur die Seun Jesus Christus. En daarom is Seun dat ons die vanaand prys, dat hy niks te groot geag het, om vir ons te sterf. Dat hy niks daaraan gedink het, om die troon te verlaat in die hemel, en af te kom aarde toe, na spotters, na breeders, na moordenaars, en vir hulle te sterf. Dankie daarvoor. En Hemelvader, ons wil die loof en prys, dat hierdie Seun van U wat gekom het, dat U hom weer verheerlik het in die hemelse kroon. En dankie dat ons dat een van die wonderlikste tye van die jaar kan vier, die uitstorting van die Gees. Dat ons kan weet, ons is nooit alleen. Maak nie saak waar ek is. Of ek in die klas is, of ek by die werk is, of ek in die bed is, of ek in die bad is, of ek in my kar is, of ek in die kerk is, die Gees is alomteenwoordig. Dankie Heilige Gees, dat U 2000 jaar terug uitgestort is. Dankie, dat U nog steeds met ons is. Dankie vir U vertroosting en leiding. En dankie dat ons hierdie week daardie uitstorting kan ervaar. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Geliefdes, vanaand, ons het nou Sondagoggend, die Heilige Gees lei ons tot bekering, Sondagoggend, gemeenskap, koinonia, gisterand het ons geluister na die Gees wat saam met ons sig en gebede, en vanaand het ons nou luister na die Gees wat ons help om ons geloof te bely. En dit is in die hand van daardie gedeelte in Handelinge 2. Handelinge 2, ons gaan net daar die laaste 2 verse, 41 en 42, weer vir die herhaal. Handelinge 2, vers 41 en 42. Ja, en dan die uitstorting van die Heilige Gees, wat so 4 tonge op almal was. En dan lees ons in 41, die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en op 3000 mense is op daardie dag in die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het in die alhartig toegeneem die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die vriendskaplike maaltyd en die gebede. Vanaand praat ons oor daardie 4 woordjies, die leer van die apostels. Weet wat daar is hier, die leer van die apostels. Iemand het net hier in die banke geskryf, ek drink ek so baie water, en die nie gehoor is, dat ek maar serieus is. Die leer van die apostels, vanaand gaan ons daaroor praat. Nou wil ek vir jou vraag, as ons praat oor die leer van die apostels, waar kry ons dat jy eenvoudige opsomming van die leer van die apostels? Wat sal die sê waar sal ons kry? Wat kry ons? Die beste opsomming.
Die wet. Okay? En in die Nuwe Testament, daar sien julle nog. Geloofsbelijdenis. Die leer van die apostels, die apostoliese geloofsbelijdenis, by dit weer klokkie. Die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels, wat ons elke Sondag een vir een bely, is presies wat hiermee bedoel word as we praat van die leer van die apostels. En nou moet jy net so 'n bietjie van die geskiedenis van die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis verstaan. Dit is ongeveer so 150 na Christus opgeteken. In daai tyd was daar mense wat ons genoem het gnostisiste. Dis nou stil filosofe. En hulle het geleer dat die fisiese geen waarde het. Jy moet alles verkoop, die familie het nie waarde nie, die seksuele het nie waarde nie, daar mag nie kerk wees nie, alles moet vergeeslik. En toe kom die apostels in die vroeë kerk en hulle het die apostoliese geloofsbelijdenis. Dis nou die 12 artikels. En ek kan vir sê, as jy die 12 artikels mooi bestudeer, dan sien jy dat dit absoluut die kern is van alles wat ons glo. Van die begin tot die einde. Toe ek nou hier gedeelte neergelees in die apostoliese geloofsbelijdenis bestudeer het, toe ek wat andere sykpaadjie gevat het, vir die jaar by die synode, het ek klomp slim manne van Stellenbosch net so dik stuk opgestel vir die apostoliese geloofsbelijdenis. En as jy so halfpad in die stuk is, dan voel ek jy jou encyclopedies nodig om leer mee te volg. So die mekaar is. Mens het nie so dik verduidelik nodig. Die apostoliese geloofsbelijdenis is baie eenvoudig. En vanaand wil ek het vir jy nog eenvoudiger maak aan die hand van 'n beeld. En as ek het nou aan die hand van 'n beeld vir jy eenvoudiger maak, dan moet jy nou mooi verstaan dat 'n beeld het altyd ten doel om 'n sekere waarheid oor te dra. Niks meer. Met ander woorde, as daar nou sekere dele in hierdie beeld gaan wees, waarmee jy nou nie saamstem nie, moet jy net onthou, die doel van daai beeld is om dit wat ek sê te dien. Nou, hoe sal ons die apostoliese geloofsbelijdenis, ons volgende vraag, in een sinnetjie opsom? As 12 sin, as jy hom in een sin sal opsom, wat sou jy gesê? Ek glo, elkeen met sy mening, hoe sou ons dit in een sin opsom? Dis moeilik, nee. Want ek seker baie van julle dink nou, ek sou dalk gesê ek glo in Jesus. Maar dan dink jy in jou agterkop, maar daar staan ook in God. En daar staan ook in die Heilige Gees. En daar staan ook in die Heilige Algemene Christelike Kerk. En so dink jy dalk moet ek dit nie sê. En dalk dink van die, ek moet sê ek glo in God. En dan dink jy, maar daar staan ook 'n Algemene Christelike Kerk. Dan sluit dit nie in. Is dit nie so nie? Maar 'n mens kan dit in een sinnetjie opsom. Met een beeld kan ons dit vereenvoudig. En dit is die volgende. Ek glo in 'n geestelike familie. Ek glo in 'n geestelike familie. Nou vanaand gaan ons kyk na die 12 artikels. En ons gaan hierdie 12 artikels inpas in hierdie beeld van ons. En jy gaan sien dat elke ding daarby pas. En jy gaan sien dat jy ook die 12 artikels glo, na dese makliker sal onthou. Nou kom ons begin met die 12 artikels. Die eerste deel is, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Met ander woorde, in die eerste deel bely ons geloof in God. Nou geliefdes, as jy kyk in die Ou Testament, dan sien jy dat God hom op velerlei maniere met velerlei name aan die mense bekend gestel. As jy kyk in Genesis 1, dan sien jy die woord Elohim word gebruik. Met ander woorde, God is die skepper. As jy bietjie verder kyk in Genesis 10 tot 15, dan sien jy dat God is nou die verbondsgod. Hy is die God van Abraham, hy is die God van Isak, hy is die God van Jakob. So hy gee 'n bietjie meer liefde. As jy verder gaan kyk, Exodus 3 en hy verskyn aan Moses met hierdie 10 gebooie, dan sê hy vir hom, ek is wat ek is. Op daardie stadium was God al so moedeloos met sy volk wat gesondig het, dat al wat hy kon sê is, ek is wat ek is, en hy het hom die 10 gebooie gegee, en gesê, kom dit na. Hulle kon dit nie nakom nie. Dis hoekom ons sien in Josua 24, Openbaring van Josua, as die heilige God, die een wat niks daarvan dink, om 2 stede plat te vee, as gevolg van hulle sondes nie. En so gaan die openbaring van God in die Ou Testament aan.
En dan kom daar skielik 'n verandering in die Nuwe Testament. Ons kry 'n hele ander beeld van God. Die eerste keer in die Bybel sien ons dat God ewe skielik wat genoem word. Die Vader. Hy is die Vader van die geestelike gesin. In Matteus 3 toe die Gees op Jesus neergedaal, wat sê die Gees? Of die stem in die hemel uit. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En so openbaar God hom nou aan die mensdom, nie meer as die wetlike God nie, maar as die Vader van al die kinders. En hy is nie die Vader van Jesus soos hy geopenbaar het nie. Hy is ook die Vader van elke een wat in Jesus glo. Dis hoekom daar in Romeine 8 staan. Die Gees wat hom bystem uitroep, Abba, dit beteken Vader. Laat ek dit nog vir julle lees. Ek het dit ergens uitgekry. Romeine 8 vers 15. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie meer in vrees lewe nie. Nee, die Gees, julle wat die Gees ontvang het, dat julle tot kinders van God maak, en dat ons tot God laat doen, Abba, dit beteken Vader. Met ander woorde, ons Vader in die geestelike gesin is God. Dis wat dit is. En dit het 'n geweldige impak op ons lewe. En dit het verskriklik baie betekenis, die feit dat ons ons Vader kan noem. Allereers beteken dit volgens Romeine 8 vers 28 dat hy ons uitverkies het. Onthou, ons is nie kinders van nature nie. Hy het ons gekies. Elkeen wat na hom toe kom staan daar, is deur hom geroep. Romeine 8 vers 30. Hulle is geroep ook. En omdat ons sy kinders is, kan ons nog verder gaan volgens Lukas 12 vers 24 en sê dat dit hy is wat vir ons sorg. Die klere wat ons aan, die kar waar ons ry, die huis wat ons het, die kos wat ons eet, om alles van God die Vader af. En dan sê Paulus in Efesiërs 1 vers 6 uiteindelik, maar alles seëninge wat jy het, alles kom van die Vader. En dis wat dit beteken om te kan bely, ek glo in God die Vader. Hy sorg vir jou, hy het jou gekies, hy roep jou. Hy is die Vader van die geestelike gesin. En dan kom ons by die tweede deel van die geloofsbelijdenis. En dit is namelijk die deeltjie wat handel oor Jesus Christus. Nou dit is die langste deel in die hele geloofsbelijdenis en dit is ook heel gepas. Hoekom? Want Paulus sê in Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem omdat julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Met ander woorde, daarom het dit ook die grootste gedeelte van die geloofsbelijdenis. Nou die vraag wat ons vir onsself moet afvra, is in die geestelike gesin, waar pas Jesus nou in? Wat is dit? In Matteus 3:17 wat ons nou aangehaal het ons gehoor God sê, dit is my geliefde seun. Nee. Want dan ons weet, Jesus is God se seun. Dit weet ons. En hoeveel kere in die Bybel noem Jesus nie God sy Vader? Ek het net Johannes 14-16 gelees vanmiddag. Net in daai gedeelte noem hy hom nie minder as 30 keer my Vader. Julle weet, ek dink op die andere effectieve teamtjie van Lydia daaroor gepreek, dat die priesterhoofde en die familiehoofde so kwaad geword het, oor dat hy God sy Vader noem, dat hy nie daarom kan besluit op die kruis. So hy is die Vader se seun. Maar dan die volgende vraag is, wat maak dit Jesus dan van ons? Want ons sal later sê, ons is ook deel van Jesus. Hy is ons broer. Hy is ons oudste broer. Dis nie ek wat so sê nie, dis die Bybel wat so sê. Luister wat sê in Matteus 12 vers 50. Toe hulle vir hom sê, Here, die broers en die ma en die susters wat daar buite. Toe sê hy van die woord, hy sê, daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. So Jesus in hierdie geestelike gesin is ons oudste broer. En so paar weke terug sit ek en my vrou uitwerk, lang terug het Jesus gelewe. Toe werk ons uit as elke geslag 30 jaar is,
dan Jesus maar 60 jaar, 60 geslagte kind geleef, nee. Met ander woorde, maar opa goedjies, nog 10 keer, het hom geken. Is nie so ver terug. Hy is my oudste broer. En weet jy hoekom is hy ons oudste broer? Want as hy nie ons oudste broer was nie, kon hy nie vir ons instaan om vir ons te sterf nie. Want dis een van die doelwitte van 'n oudste broer. 'n Oudste broer moet as 'n kleintjie ding gebring en sê, pa, ek het dit gedoen. Nie vir Jan staan, ek het dit gedoen. En dis presies wat Jesus gedoen het. Ons het gesondig, en hy het vir die Vader gekom en gesê, moenie hulle slaan. Moenie hulle straf nie. Ek sal die straf vir hulle dra. En hy het dit gedoen. En dis het wat staan. Die woorde in die belydenisskrif. En Jesus Christus sy enige seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria. Jy sien, God en mens, ons oudste broer, wat gelyk op Pontius Pilatus gekruisig as sterflik en begrawe is. Dit alles vir ons. Hy het 'n pak slaag gekry vir ons. En nie 3 jaar nie. Sy hele bediening lang is hy geslaan vir my oudste broer. Is dit nie wonderlik om dit te weet? Is dit nie wonderlik om te weet dat hy van die hemel af gekom het, terwyl hy vir my, sy jongste broer, wat sondig is? En dan vir my die wonderlikste is, nadat hy gestraf is, nadat hy geslaan is, nadat hy die dode weggehaal het hy nog nie gaan rus nie. Voordat hy opgewek is, voordat hy weer teruggeruik is hemel toe, wat het hy gedoen? Daar staan, in ter helle neergedaal. Hy het gegaan, en vir al die mense wat deur die eeuwe gesterf het, Abraham, Esau, die lot van hulle, Joshua, hy het vir hulle allemaal in die doderyk gaan besit. En hy het vir hulle gesê, julle sondes is betaal, julle kan maar hemel toe gaan. Dis wat dit beteken, ter helle neergedaal. Hy het die dooies opgetel van die geleefdes. Hy het nie opgehou werk nie. Nie eers die 3 dae wat hy dood was nie. Toe het hy ook nog gaan pleeg vir die dooies, sodat hulle kan hemel toe gaan. Is dit nie wonderlik om so iets te doen te hê? Ons kan ons so doen, hy sê, Paulus sê, hy sê, Jesus is nie skaam om ons sy broer te noem, as ons die wil van die Vader doen. En dis Jesus se rol, hy is ons grootste broer. En dit bring my by die 3de deel van die belydenis, waarmee ek verskriklik gesit word, om dit binne die deel te pas. En ek het dit nie gepas maak nie, ek glo die Gees het dit vir my gegee, dieselfde Gees waaroor ons nou praat. Die 3de deel is ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Gees. Net 6 woordjies. En my grootste worsteling was gewees, waar pas die Heilige Gees nou in hierdie deel van die gesin? Want van kinds af het ek geweet, die Heilige Gees is 'n krag. Of die Heilige Gees is liefde wat mense bind. Ek het uiteindelik begin kyk, maar wat die bedoeling van die apostels was met die belydenisskrifte, toe kom ek agter, maar dis 'n bietjie meer as dit. Want hierdie belydenisskrifte wil nie net bely as God nie, hulle wil ook bely hy is 'n persoon. Dis ook ons praat van die 3 eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Hy kan nie net 'n krag wees nie, hy kan nie net 'n liefde wees nie. Moet ergens aanpas. En toe dink ek aan die gedeeltes in die Bybel, nie allemaal, nie meeste, waar die Heilige Gees voorkom. En ek probeer in my tyd agterkom waar ons deel van die Gees aanpas. En die eerste gedeelte wat ek gedoen het, is vers 2, wat het gebeur. Daar staan die aarde is onbewoonbaar, hy het Paulus nog gesê, hoe se leef. En dan staan daar die woord, die Gees het op die waters gesweef. Aarde was die mekaar, wat iemand gemaakt. Die Gees. Matteus 3, Jesus begin met sy bediening. Ons kan ook as hy van skool toe. Die saamkom, die kom op. Die Heilige Gees. Johannes 14. Jesus is bekommerd oor sy mense wat agtergaan bly. Hy is bekommerd dat hulle hartseer gaan wees. Vir die beloof hy vir hulle om hulle te trou is. Die Heilige Gees. Handelinge 2, die Gees word uitgestop. Petrus wat stotter en gepraat het, en oomblik het tevore nog Jesus verloor het,
Jy het nie skielik die moed om voor almal op te staan en te preek. En wie gee jou moed? Ja, Heilige Gees. Nou, wie doen sulke werk in huis gewoon? Wie maak aan die kant? Wie gee moed? Wie trouwens? Wie gee kos? Volgens Galasiërs 5, liefde, vriende, vrede, geduld. Wie gee al dat toe? Die maas. Nou kan ek dit verwillig sê. Ek glo ons deel, die Heilige Gees is ons geestelike bron. En na hierdie insig gekom het, toe besef ek wat daar staan ook geskrywe, dat Jesus van die Gees ontvang is. Hoekom? Geestelike man. En daarom kan ons maar die Heilige Gees sien, as ons geestelike man. En daarom moet ons nie bang te wees nie. En daarom weet ons sal altyd troos die Heilige Gees en altyd op ons wees. Dit is die derde deel van die geloofsbelijdenis. En dit bring ons by die vierde deel. En dit is die deeltjie wat bely glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Dit is baie maklik as ons daarna luister om aan die kerk te dink as 'n geestelike identiteit. Ons kan dit ook doen omdat Paulus in Efesiërs praat van die kerk as die liggaam van Christus, nie. Daar's vele gedeelte waar die woord kerk gebruik en dan praat in die geestelike terme. Maar nou moet ons die konteks verstaan. Hierdie mense teen wie hulle geskryf, hulle teen Gnostisiste geskryf. Hierdie ouens het geleer, daar kan nie 'n fisiese kerk wees nie. Jy kan nie in jouself die Gees beheer teen hulle skryf. En dan moet ons ook onthou, in dieselfde Bybel, kom dieselfde Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 28, en hy sê, hierdie gawes het God vir die kerk gegee, apostels en profete, en dan noem hy al die gawes op. En daarom, as ons kyk na die konteks, en as ons kyk na die Nuwe Testament, en as ons kyk na die belydenis wat hier navolg, dan kan ons ook vrymoedigheid sê, die Heilige Algemene Christelike Kerk is nie 'n geestelike entiteit nie, dis die institusie. Dis hierdie gebou waar ons sit. Dis daai gebou wat aan die straat. Dis daai baptistiese gebou daar langs die Langehof Parkpad. Dit is die Heilige Algemene Christelike Kerk. Hoekom? Want dit is die huis van die Here. Dis waar sy kinders ontmoet. En geliefdes, hy het ook altyd in 'n fisiese plek gedoen. Toe hulle in die woestyn was, geslaan na 'n tempel. Dit was sy huis. Toe hulle kwam om te bou hulle 'n verskriklike groot tempel, dit was sy huis. Toe hulle terugkom in Jerusalem, beplan hulle 'n kerk, dit was sy huis. Toe hierdie gemeentes gestig is, elkeen wat gestig is, wat doen hulle? Hulle bou 'n kerk. Met ander woorde, Heilige Algemene Christelike Kerk is elke kerk gebou, elke kerklike institusie wat jy sien. Dis waar God, die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees hulle kinders ontmoet. Maar as voorbeeld, hierdie kerk kan 3 voorbeelde voldoen. Daar staan Heilig, Algemeen en Christelike. Heilig beteken dit moet aan God toegewy wees. Julle weet ons wat het gebeur in Matteus met die mense wat duiwe verkoop het in die sinagoge. Nee, Jesus het die sweep op God net uitgeslaan. Die kerk moet heilig wees. Dis 'n plek waar ons God ontmoet. Hierdie kerk moet algemeen wees. Wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel dat 'n kerk nie op homself kan sit en sê, maar ons is die enigste kerk. Daai ander mense, hulle behoort nie die Here. Enige kerk wat so is nie kerk nie, want die kerk is algemeen. En dan die kerk moet Christus wees. Matteus 16:18 sê die Here vir Petrus na hy gesê is die Here gesê, op hierdie rots sal ek my kerk. Met ander woorde, as ons Sondag bely, glo in 'n Heilige Algemene Christelike Kerk, dan bely ons, hierdie is die huis van die Here, daai kerk is die huis van die Here, daai kerk is die huis van die Here, en dit kan almal sy huis wees, hoekom? Want hy is al teenwoordig. Hy kan ooral wees. Dit is wat ons daarmee doen. En dan gaan die blydenisskrifte aan. Ons nader weer einde. En hy sê, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. En hier gaan hy 'n bietjie weier. Die Vader is die Vader, die Seun is ons oudste boetie, die Gees is ons moeder. Ons kom almal in die kerk by mekaar. En nou praat hy van die gemeenskap van die heiliges tussen ons. En nou klink dit amper asof hy sê dat net 'n klomp heilige twee kan in die kerk kom, maar die woord heilig is wat gebruik. Is dit nie? Die woord word daar gebruik. Maar weer in ons konteks. In die Bybelse tyd, as ons kyk na Efesiërs 4 en 5, al Efesiërs 5, dan gebruik hy die woord heilige
verbind met die woord kerk. En daar sê, die wat deur God geroep is, die wat eenkant gesit is, heilig, die wat eenkant gesit is, hulle is deel van sy kerk. Met ander woorde, as hy praat van die gemeenskap van die heiliges, dan bedoel hy nie elkeen van ons is sonder sondes nie, dan bedoel hy elkeen van ons is hier gesit deur God. Ons is afgesonder om vanaand hier te wees, ons is afgesonder om môre hier te wees, om Sondag hier te wees, ons is deur God gekies. Dis wat ek bedoel met die woord heiliges. Eenkant gesit, sy kinders, wat hy gekies het. Met ander woorde, ons almal is die klein boeties en die klein sissies van Jesus. En dit is so, hy sê, dis die gemeenskap van die heiliges. En dan die voorlaaste deel, en dit is so belangrik, veral in die lig van die heiliges, praat hy van die vergewing van sondes. Ek glo in die vergewing van sondes. Nou as hierdie klomp mense wat hier sit, nou nie sonder sonde is, dan beteken dit, daar gaan oos wees, daar gaan tweedag wees, daar gaan partykeer geskille wees, daar gaan sondes wees. En tussen julle en die Vader gaan daar ook geskille wees. En om die keer dat die geestelike gesin nie uit mekaar uitspat nie, het God iets gegee, wat is dit? Die vergewing van sondes. Die vergewing van sondes kan God gesê is die grond wat hierdie gesin by mekaar maak. As dit nie vir die vergifnis was nie, dan was ons nie kinders van God nie. As dit nie vir vergifnis was nie, het ons nie dieselfde kerk gesit nie, want jy sal sekerlik van tyd tot tyd iemand wees vir wie ek kwaad is. Die vergifnis is die grond wat enige geestelike gesin aan mekaar maak. Is dit nie interessant dat die kerkvaders die woord vergifnis gebruik het in die liefde? Ons het vandag wat gesê, dis liefde. Hulle sê dis vergifnis. So as jy mooi die profeties gaan lees, dan sê jy, maar is vergifnis. Uit vergifnis kom liefde. Dis die grond wat die gesin aan mekaar maak. En dan die heel laaste gedeelte gaan oor hierdie gesin se toekoms. Dit is wanneer ons bely het glo in die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Hierdie gesin is op pad hemel. Eendag het ons net een huis, met een Vader, en een Seun, en een Gees, en almal voor die Engele. Dit is waarheen ons op pad is. Hier is net die tydelike huis. Maar die wonderlik is dat hierdie liggaam wat hier staan, gaan op pad wees. Dus kom ons glo in die opstanding van die vlees. Dit gaan nie net 'n massa wat mense wees nie. Wat bedoel hulle soos engele? Gaan nie net 'n massa engele wees nie. Elkeen gaan nie wees. En ons gaan heel dag en nag vir die res van ons lewe die Vader aanbid. En dit geliefdes is wat ek glo. Dis in kort ons geloofsbelijdenis. Ek glo in 'n geestelike gesin. Waarom glo jy? Ek glo in die geestelike gesin is God my Vader. Jesus my oom, die Gees soos 'n moeder wat my lei. Ek glo dat Jesus ons is. Ek glo dat ons almal saam kinders van God is en ek glo ons is op pad hemel. En natuurlik glo dat die grond wat ons met mekaar het, is vergifnis. En as jy dit saam met my glo, dan kan jy nou vanaand met vrymoedigheid opstaan. In plek van die gebede gaan ons weer die amen wat ons sing aan die einde van die diens. Dit gaan ons antwoord wees op die geloofsbelijdenis. As ek glo in 'n geestelike gesin, kom staan saam met my en dan sing ons amen 4 keer.
Met die deur. Ons gaan nou... Ja, miskien moet die offergawe so met die koffie nog gooi. Maar offergawe is by die deur, as ek net kom drink 'n koppie koffie daar die tyd. Saam met ons die koffie op die plek. Ok, julle hoor wat hy moet sê nie. So julle kan maar op van die naam koffie neem. En ons is lasagna. En wat ook al is, ook baie welkom. En die volle projek met al die tekstverwysings en volle uitgetyp ingeredigeer is op die webwerf. Jy kan het daar afhaal. En kom ons sluit af met gesang, of lied 4 die 1, vers 1 en 2, lied 4 die 1. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met die elke wees bly. Amen.